Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend net die 19de Desember jaar 2025. My naam, Dani Gerben, is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam mee te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die gees van onderskeiding. Nou die Here is so goed en hy gee vir ons 9 gawes van sy Heilige Gees om ons te vul. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie oor hierdie gawes. Dis daar in 1 Korintiërs 12 hier vanaf verse 8. Hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, en 'n ander weer die geloof deur dieselfde Gees, 'n ander die genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, en 'n ander die werking van kragte, en 'n ander profesie, en 'n ander die onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, en 'n ander die uitleg van tale. En ek wil vandag sê dat punt nommer 7 is vir my en vir jou uiters belangrik in hierdie feesseisoen wat vir ons voorlê, die gees van onderskeiding. Dat ek en jy nie gevang sal word nie. Weer daar kom mense en hulle kom byt jou uit. Nee, eintlik sê hulle byt jou goedheid uit. En ek en jy moet die gees van onderskeiding hê, sodat ek en jy nie op onvrugbare grond sal saai nie. Nou ek het nou hierdie paar dae wat nou verby is dit nogal iets wat heavy op my hart lê om te kan sê dat wanneer ons saai, dat ons op vrugbare grond moet saai, laat mense nie jou goedheid uitbyt nie. Ongelukkig is daar mense wat jou goedheid uitbyt, en die Here waarsku ons ook in sy woord. En dan gaan kyk ons bietjie daar in 2 Tessalonisense, en dan gaan lees daarso 2 Tessalonisense 3 vanaf verse 10 tot 12, en hy sê vir ons hierso, my plekkie weer kry, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur onze Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Nou, baie kere dan, as ek iets lees en ek verstaan dit nou nie so mooi nie, dan gaan ek na die Boodskap Bybel toe. Hoor wat sê die Boodskap Bybel vir ons. Hy sê vir ons van verse 10. Mag ek julle ook herinner aan 'n belangrike ding wat ek vir julle gesê het toe ek by julle was, en dit was Paulus, want Paulus het hierdie boek geskrywe. As iemand te lui is om te werk, moet ander gelowiges nie vir hom sorg nie. Nou ek sê hierdie dinge omdat ek gehoor het dat daar 'n paar gelowiges daar by julle die spoor heeltemal byster geraak het. Hulle is te sleg om te werk. En nou verwag hulle van ander om vir hulle kos aan te dra. Boonop steek hulle neuse in ander mense se sake. Ek sê reguit vir al daardie mense, nee, ek beveel hulle in die naam van die Here Jesus Christus, begin dadelik weer werk. Hulle moet van nou af self vir hulle eie gesin sorg. God se woord sê dit. Want ongelukkig is daar mense wat hierdie tyd uitbuit en om jou te kom roof van wat die Here vir jou gee. En ek sê altyd, ek sê, jou finansies wat jy kry, is anyway nie joune nie. God gee dit vir jou, want dit kom van hom af. Maar hy wil ook hê dat ek en jy op die regte plek moet spandeer, op die regte tyd. So, en dit is nie altyd net geld nie, dit is jou tyd, en dit is jou woord wat jy van God ontvang het, om te saai. Mense, partykeer is net daar uit, net om te kyk, wat kan hulle uit jou uitkry, en hulle wil nie die boodskap van God hoor nie. So, maak seker, jy bid vir God, vir die gees van onderskeiding in hierdie feesseisoen, dat ek en jy nie ons tyd sal verspil met goed wat niks vir God beteken nie. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie dat U ook met ons praat. Ja, Here, U lê dit so baie op my hart in hierdie week oor waar ons saai en hoe ons saai, en ja, as dit in jou vermoë is om goed te doen, doen dit. En die woord sê ook vir ons, moenie ophou om goed te doen nie, maar ons moet die gees van onderskeiding hê. Here, en dis my gebed dat ons hierdie seisoen U gees van onderskeiding in ons lewens sal hê en dit sal ervaar. En ons eer U daarvoor in Jesus naam.
Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag. Dis naweek. Onthou wat ek altyd sê, alles wat jy doen, moet jy God kan in verheerlik nie. En as jy die Here nie daarin gaan verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop, keer terug na hom toe. Jy moet 'n geseënde naweek hê. God bless.